Josua, hoofstuk 21. Toe kom die leiers van die Lewiete na Eleazar, die priester, Josua, die seun van Nun, en na die leiers van die ander Israelitiese stamme. Daar in die land Kanaan, in Silo, het hulle gesê, Moses het deur die bevel van die Here opdrag gegee, dat daar stede vir ons gegee moet word om in te woon, asook die weiveld rondom die stede, sodat ons diere weiding kan hê. Daarop het die res van die Israeliete, volgens die bevel van die Here, die volgende stede in hulle erfdeel aan die Lewiete afgestaan. Vir die Kehat familie het die lot soos volg uitgekom. Daar is 13 stede uit die grondgebiede van die stam van Juda, die stam van Simeon en die stam van Benjamin deur die lot aan die nageslag van die priester Aaron, die Lewiet, gegee. Vir die ander Kehat families is daar 10 stede gegee uit die grondgebiede van die stam van Efraim, die stam van Dan en die halwe stam van Manasse. Vir die Gerson families is daar 13 stede deur die lot gegee uit die grondgebiede van die stam van Isaskar, die stam van Aser, die stam van Naftali en die ander halwe stam van Manasse in Basan. Vir die Merari families is daar 12 stede deur die lot gegee uit die grondgebiede van die stam van Ruben, die stam van Gad en die stam van Sebulon. Presies soos die Here aan Moses opdrag gegee het, het die Israeliete deur loting van hulle stede afgestaan aan die Lewiete. Uit die grondgebiede van die stam van Juda en die stam van Simeon is die volgende dorpe aan hulle gegee. Hierdie stede was vir die nageslag van Aaron, die Lewiet, uit die Kehat familie, vir wie daar eerste geloot is. Kirjat Arba, wat stad van Arba beteken, en wat ook Hebron genoem word, met sy weiding rondom in die bergwêreld van Juda. Die Enekiete was die nageslag van Arba. Die grondgebied rondom die stad, asook die omliggende dorpe, is egter aan Kaleb, die seun van Jefune, gegee as sy erflike besitting. Die nageslag van Aaron het ook die volgende stede ontvang. Hebron met sy weiding rondom. Hebron was ook 'n vrystad vir 'n persoon wat per ongeluk 'n ander gedood het. Libna met sy weiding rondom. Jater met sy weiding rondom. Estemoa met sy weiding rondom. Golon met sy weiding rondom. Deber met sy weiding rondom. Ayen met sy weiding rondom. Juta met sy weiding rondom, asook Bet-Semes met sy weiding rondom. Daar is 'n totaal van 9 stede uit die grondgebied van die 2 stamme aan hulle gegee. Uit die grondgebied van die stam van Benjamin is die volgende stede gegee. Gibeon met sy weiding rondom. Geba met sy weiding rondom. Anatot met sy weiding rondom, asook Alom met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. In totaal is 13 stede met hulle weiding rondom aan die nageslag van Aaron, die priester, gegee. Vir die res van die Kehat familie, die Lewiete, is die volgende stede deur loting uit die grondgebied van Efraim gegee. Sichem in die bergwêreld van Efraim met sy weiding rondom. Sichem was ook een van die vrystede vir 'n persoon wat iemand anders gedood het. Geser met sy weiding rondom. Kibsaim met sy weiding rondom. Bet-Goron met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die stam van Dan is die volgende stede aan hulle gegee. Elteke met sy weiding rondom. Gibbeton met sy weiding rondom. Ayalon met sy weiding rondom, asook Gat-Rimmon met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die halwe stam van Manasse is die volgende stede aan hulle gegee. Taanach met sy weiding rondom, asook Gat-Rimmon met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 2 stede. Hierdie 10 stede met hulle weiding rondom is aan die res van die Kehat familie gegee. Uit die grondgebied van die ander halwe stam van Manasse het die Gerson families, die Lewiete, die volgende stede ontvang. Golan, wat in Basan geleë is, met sy weiding rondom. Golan was ook 'n vrystad vir 'n persoon wat per ongeluk 'n ander gedood het. Astarot met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 2 stede. Uit die grondgebied van die stam van Isaskar is die volgende stede gegee. Kisjon met sy weiding rondom. Daberat met sy weiding rondom. Jarmut met sy weiding rondom, asook Enganim met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die grondgebied van die stam van Aser is die volgende stede gegee.
Misal met sy weiding rondom, Abdon met sy weiding rondom, Gelkat met sy weiding rondom, asook Regob met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die grondgebied van die stam van Naftali is die volgende stede gegee: Kedes met sy weiding rondom, wat in Galilea geleë is. Kedes was ook 'n vrystad vir 'n persoon wat per ongeluk 'n ander gedood het. Gamotdor met sy weiding rondom, asook Kartan met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 3 stede. 'n Totaal van 13 stede met hulle weiding rondom is aan die Gerson-familie gegee. Uit die grondgebied van die stam van Sebulon is die volgende stede met hulle weiding rondom aan die oorblywende Lewiete, die Merari-families gegee: Jokneam met sy weiding rondom, Karta met sy weiding rondom, Dimna met sy weiding rondom, asook Nahalal met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die grondgebied van die stam van Ruben is die volgende stede aan hulle gegee: Beser met sy weiding rondom, Jahas met sy weiding rondom, Kedemot met sy weiding rondom, Mefaat met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. Uit die grondgebied van die stam van Gad is die volgende stede aan hulle gegee: Ramot met sy weiding rondom, wat in Galilea geleë is. Ramot was ook 'n vrystad vir 'n persoon wat per ongeluk 'n ander gedood het. Maganaim met sy weiding rondom, Gesbon met sy weiding rondom, asook Jaser met sy weiding rondom. Dit is 'n totaal van 4 stede. 'n Totaal van 12 stede met hulle weiding rondom is aan die Lewiete, die Merari-familie gegee. Die totaal van al die stede met hulle weiding rondom wat aan die Lewiete gegee is in die grondgebied van Israel is 48. Elke stad is met die weiding rondom aan hulle gegee, sonder uitsondering. Op die manier is die hele land aan die Israeliete gegee, soos die Here aan hulle voorouers beloof het. Hulle het die land ingeneem en dit bewoon. Reg rondom het die Here aan hulle rus verskaf, presies soos hy hulle voorouers beloof het. Geen een van hulle vyande kon hulle weerstaan nie, want die Here het hulle almal in die hand van Israel gegee. Al die goeie beloftes wat die Here aan die Israeliete gemaak het, het in vervulling gegaan. Elke enkele een het waar geword.